Hartlike goeienaand aan elkeen van u wat ingeskakel het vir die samestellingsprogram. Ek hoop julle het 'n gesteende dag gehad. Lekker saam gee by die gemeenteete. Voor ons begin, wil ek net vir u vra om die hoofde te buig vir ons openingsgebed. Goeienaand, Hemelse Vader. Here, baie dankie vir nog 'n Sabbatdag wat ons in u teenwoordigheid kon deurbring. Dankie, liewe Heer, vir alles wat ons vandag kon geleer het uit u woord uit. Liewe Heer, ek wil vir u vra dat u met ons sal wees, dat u hand van beskerming oor ons sal hou, en dat u ons die nodige insig sal gee, om die lesse wat ons uit die Bybel kan leer, te kan onthou, en te kan toepas in ons lewens. Liewe Heer, ons wil vir u baie dankie sê, waar u ons die week gelei het. Liewe Heer, gaan asseblief met ons nou, en die week wat kom, boet my waar ons, asseblief, liewe Heer. Om Jesus van wil, amen. Het u al gewonder, hoekom sekere gebede so lank neem om beantwoord te word? Vandag wil ek vir julle 'n les uit die natuur bring van die bamboesbos. Wanneer 'n bamboesbos geplant word, gebeur daar vir 5 jaar amper niks bo die grond nie. Maar onder die grond vorm dit 'n sterk wortelstelsel. Na daardie tyd groei dit meters hoog binne 'n paar weke. Net so werk God ook in ons lewens. Ons sien nie altyd die groei nie, maar hy berei ons voor. Ek wil vra om saam te blaai na die eerste gedeelte van Prediker 3 vers 11. Prediker 3 vers 11. Ek lees dit uit Ou Testament. Ou vertaling. Alles het hy mooi gemaak op sy tyd. Ons wil dikwels onmiddellike resultate hê. As ons nou vir God vra om ons te help met iets, of met 'n sekere probleem, wil ons dit dadelik sien gebeur en ook op die wyse wat ons gedink het die beste oplossing sal wees. Die bamboes se wortels is soos ons geloof. Dit moet diep gaan. Wanneer jy wag op 'n antwoord van God, onthou, hy werk in jou en sal alles op die regte tyd laat gebeur. Vir ons volgende gedeelte wil ek vir u vra om te blaai na Galasiërs 6 vers 9. Galasiërs 6 vers 9. Dit sê, en laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai wat ons nie, as ons nie verslap het nie. Die boer gee nie op na 1, 2, 3, 4 of selfs 5 jaar nie. Hy bly vertrou op die Here. Ons moet aanhou bid, glo en gehoorsaam, selfs al lyk dit of niks gebeur nie. Dink byvoorbeeld aan Josef. Hoe lank moes hy nie gewag het vir sy droom om 'n werklikheid te word nie. Vir ons volgende teksvers wil ek ons vra om na Habakuk 2 vers 3 toe te blaai. Habakuk 2 vers 3. Dit sê as volg: Want die gesig sal nog duur tot op die vasgestelde tyd, maar dit spoed na die einde en sal nie teleurstel nie. As dit mag vertoef, wag daarop, want al te seker sal dit kom en nie versuim nie. Wanneer die tyd reg is, kom die groei baie vinnig. Soos die bamboesbos wat skielik meters hoog groei. God se beloftes mag lyk of dit nie gaan gebeur nie, maar hy is nooit te laat nie. Hou aan om jou geloof te voed. God berei jou voor.
Jesaja 40 vers 31 sê vir ons, dit sê, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Ek wil vir u vra om aan te hou bid en aan te hou glo vir dit waarvoor wat u van God gevra het. God sal die gebed beantwoord op die regte tyd en op die regte plek. Ek wil vir u vra om die hoofde te buig vir ons afsluitingsgebed. Dankie liewe Heer vir nog 'n Sabbatdag wat ons in u teenwoordigheid kon spandeer. Dankie liewe Heer vir die lesse wat ons van die bamboes kan leer. Liewe Heer, ons baie keer ongeduldig raak omdat u nie vinnig genoeg volgens ons mening op ons gebede beantwoord of aan ons vereistes voldoen nie. Liewe Heer, wil ek u vra dat u ons geduld sal leer om te wag tot op u tyd. U weet wanneer dit die beste tyd is. Liewe Heer, ons bid ook vir al die siek mense. U ken elkeen se probleme en behoeftes. Wees asseblief met al die mense. Ons dink ook aan die mense wat finansiële probleme het, waar daar gesinsprobleme is. Liewe Heer, u ken al die behoeftes. Ons wil dit voor u voete kom lê en vra dat u in daardie behoeftes sal voorsien. Gaan ook met ons deur die week, waar ons in die vooraan staan van nuwe week. Wil ek vir u bid en vra dat u die hand van beskerming oor ons elkeen sal hou, so ook ons vriende en familie. Gee dat ons 'n lekker week sal hê en dat ons voluit sal leef vir u. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Ek hoop dat u 'n geseënde week en 'n voorspoedige week sal hê. Die week wat kom, tot ons mekaar weer by kerk sien. Tot volgende keer. Totsiens.